Bladsy 1, leerpapier, mag gaan die skool, stoffering, kwartaal 1. Bladsy 2, 1, werksplek veiligheid, 1.1, wet op beroepsgesondheid en veiligheid. Nou die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, die BGW-wet is verantwoordelik om te reguleer en te verseker dat gesondheid en veiligheidsstandaarde nagekom word deur werkgewers en werknemers en deur enige persoon, insluitend die algemene publiek, wat geraak kan word deur risiko's, gevare en gevare wat uit die werkplek spruit. Nou dit plaas selfs verantwoordelikheid op 'n verkoper van masjinerie om nie masjinerie te verkoop tensy dit aan die wetgewing voldoen nie. Dit maak ook voorsiening vir die instelling van 'n nasionale adviesraad vir beroepsgesondheid en veiligheid. 1.2 Die volgende is 'n paar algemene vereistes wat nagekom moet word om te verseker dat werktoerusting veilig is. Hou toerusting in 'n goeie toestand en behoorlike werkende toestand om 'n risiko van besering te voorkom. Gebruik toerusting slegs vir die operasies en onder die toestande waarvoor dit gepas is. Ontwikkel 'n beplande voorkomende instandhoudingsprogram om te verseker dat toerusting in 'n goeie toestand gehou word. Identifiseer items van toerusting wat met vooraf bepaalde intervalle getoets of ondersoek moet word. Verseker dat werkers bekwam is wat herstelwerk, modifikasies, instandhouding en dienste uitvoer. Hou rekord van instandhoudingskontroles, inspeksies, toetse en dienste. Kragkabels kan beskadig word as dit nie behoorlik gelei word nie en toerusting verskuif word terwyl dit ingeprop is, soos die geval kan wees met elektriese aangedrewe beddens, huisbakke ensovoorts. Maatreëls moet getref word om die waarskynlikheid en gevolge van skade aan kabels te verminder in ooreenstemming met vervaardiger se instruksies. Maak werknemers bewus van enige gesondheids- en veiligheidsrisiko's verbonde aan werkstoerusting. 1.3, bladsy 3, algemene pligte van werkgewers teenoor werkers of werknemers. Nou die werkgewer moet al die toerusting wat nodig is om die werk te doen en al die stelsels waarvolgens gewerk moet word, voorsien en in stand hou, wat nie die gesondheid en veiligheid van werkers sal beïnvloed nie. Om te verseker dat hierdie pligte nagekom word, moet die werkgewer die volgende doen. Identifiseer potensiële gevare wat teenwoordig kan wees terwyl gewerk word. Stel die voorsorgmaatreëls vas wat nodig is om sy of haar werk teen die geïdentifiseerde gevare te beskerm en implementeer hierdie voorsorgmaatreëls. Verskaf die nodige inligting, instruksies, opleiding en toesig terwyl die omvang van die werkers se bevoegdheid in gedagte gehou word. Niemand toelaat om met enige taak voort te gaan tensy die nodige voorsorgmaatreëls getref is nie. Neem stappe om te verseker dat elke persoon onder sy of haar toesig aan die vereistes van die wet voldoen. Pas die nodige beheermaatreëls toe in belang van gesondheid en veiligheid. Sorg dat die werk wat gedoen word en die toerusting wat gebruik word onder die algemene toesig van 'n werker is wat opgelei is om die gevare verbonde aan die werk te verstaan. So 'n werker moet verseker dat die voorsorgmaatreëls geïmplementeer en gehandhaaf word. 1.4 PBM of PPE in Engels, persoonlike beskermende toerusting, so handskoene, oorbeskerming, brille, masker, veiligheidsskoene en 'n oorpak. Bladsy 4, 1.5, stappe om te volg as 'n ongeluk gebeur. Nou, as enige iets gebeur, dan klassifiseer ons dit as 'n voorval of 'n ongeluk. Nou, 'n voorval is as dit sleg kon wees, so iets het amper op hom geval, hy het amper gegly of het hom net gemis. 'n Ongeluk is wanneer 'n persoon of 'n proses of 'n produk seer kry. Dan moet ons besluit, in hierdie ongeluk is dit kritiek of nie kritiek nie. Kritiek beteken die persoon kan moontlik doodgaan, nie kritiek is wanneer ons net noodhulp toepas. So as ons na die stappe kyk, stap 1, bel die nooddienste, dan was dit 'n kritieke ongeluk. As jy by stap 2 begin, die noodhulp toe, dan was dit 'n nie kritieke ongeluk. Stap 3, beveilig en bestuur die toneel, so jy vat die mense weg van die gevaar af, jy sit 'n barrier op, enige sulke dinge. Stap 4, stel vereiste partye in kennis, so jy moet die persoon wat bo jou aangestel is laat weet, en asook die persoon wat seer gekry het,
se naasbestaandes laat weet. Doen 'n ondersoek, so gaan kyk waarom het hierdie ongeluk gebeur, berei die finale verslag voor, gee moontlike oplossings en dan volg aanbevelings op. So van hierdie oplossings gaan jy probeer sodat hierdie ongeluk voorkom kan word in die toekoms. Bladsy 5, nommer 2, verbruikbare items, gereedskap en toerusting. Nou, verbruikbare items is items wat jy opgebruik, so wanneer jy die hout gebruik, kan jy dit nie weer gebruik nie. Dit is klaar. Wanneer jy 'n skroef gebruik, kan jy hom nie weer gebruik nie, hy is klaar gebruik. Dan, waarvoor word hierdie verbruikbare items gebruik? In die tweede tabel, in die tweede kolom van die tabel en in die laaste kolom, wat se gereedskap gaan jy nodig hê om op daardie verbruikbare items te werk. So ons begin by hout. Ons gebruik dit om die raamwerk te bou en dan die toerusting, so ons het 'n staalliniaal om te meet, 'n metersaag om die hout te sny, 'n boor om gate te boor vir die voë en skroewedraaier om skroewe vas te maak in die hout. 2 spons, dit voeg ondersteuning, gemak en vorm by die rusbank. En jy gebruik 'n staanliniaal om mee te meet en 'n broodmes om die spons mee te sny. Dan nommer 3, materiaal of lap. Nou dit bedek die rusbank en die bokskussing. Ons gebruik 'n staalliniaal om mee te meet en 'n materiaalskerm om mee te sny en 'n naaldwerkmasjien om mee te stik. 4, die skroewe, vasmaak van stukke van die raamwerk. Skroewedraaier maak vas en dan die voë, vasmaak van stukke van die raamwerk, so as jy 2 stukke hout aan mekaar vasmaak, en ons het 'n boor nodig om gate te maak vir die voë. Dan 'n houtgom, nou ons plak die voë in gate, jy kan dit ook net so op hout gebruik om dit 'n bietjie te versterk. 'n potlood, merk jy waar om die hout te sny en jy gebruik 'n staalliniaal om die merkwerk te doen. 'n merkpen is waar jy die materiaal moet sny en jy gebruik ook 'n staalliniaal om te merk. Dan verf, ons verf die raamwerk van die bank of die stukke wat nie oorgetrek word nie. Ons gebruik 'n kwas om dit te verf. Garing, so as jy die bokskussing stik, dan het jy 'n naaldwerkmasjien nodig om die materiaal te stik en 'n naald om die glysteek, in Engels die slipstitch te doen, as jy klaar is. Dan 11 krammetjies, die vasmaak van sponsiemateriaal aan die raamwerk. En jy gebruik 'n kramgeweer om daai krammetjies te skiet. Skierpapier, skier die grouwe kante van die raamwerk en jy gebruik 'n skiermasjien om die grouwe kante glad te maak. Dan polypropylene, dit bedek die onderkant en die webbing en jy gebruik 'n staalliniaal om dit te meet en 'n skerm om tot die korrekte grootte te sny. Bladsy 6, 3 meetgereedskap. So eers is dit die naam, dan die prent en waarvoor dit gebruik word. In die laaste kolom is die versorging en onderhoud van meetgereedskap. So dit is op toepassing van al die meetgereedskap. 1 is 'n staalmaatband vir lang stukke hout en staal en ons gebruik gewoonlik meter om te meet. Dan 'n materiaalmaatband en ons meet kurwes met hom en jy kan millimeter, sentimeter of meter meet. 'n naaldwerkmetertjie is kort lengte soos some en nate en dit is in sentimeter en millimeter. Staalliniaal om die spons en die materiaal te merk en te sny. Dit kan 'n lang een wees wat meter is, maar ook 'n kort een wat millimeter en sentimeter is. 'n winkelhak, die meet van sponsiemateriaal en merk dit versny, maar hierdie maak seker dat die hoeke 90 grade is. Nou die versorging en die onderhoud van al hierdie meetgereedskap, maak dit skoon met 'n lintvrye lappie, hou dit droog om roes te voorkom, geen direkte sonlig om rek te voorkom, so die materiaalmaatband kan rek as hy te lank in die son is. Maak seker nommers en merkies is leesbaar, partykeer gaan dit af en dan lees jy verkeerd. Kontroleer deur seker te maak afmetings is steeds akkuraat. So sit hom teen 'n liniaal wat jy weet reg is om seker te maak dit is nog korrek. Meet met 'n staalliniaal en 'n maatband. So die staalliniaal word gebruik om klein reguit dele van die materiale te meet. Dan 'n materiaalmaatband word gebruik om kurwes te meet en 'n staalmaatband word gebruik om groot stukke hout en ander groot materiale te meet. Berekeninge. So daar's 2 tipes berekeninge wat jy gaan moet doen.
4.1 is die omskakeling of herlei van millimeter en sentimeter en meter. So jy gebruik daai formule, as jy meter het, en jy wil sentimeter hê, maal jy met 100, of jy het sentimeter en jy wil meter hê, dan deel jy deur 100. So ook, as jy sentimeter het en jy wil millimeter hê, maal jy met 10, en as jy millimeter het en jy wil sentimeter hê, dan deel jy deur 10. 4.2 is die oppervlakte. Nou, daar is 'n prentjie van omtrek ook, so dit is net om jou die verskil te wys, dat omtrek is net die lyne om die produk, terwyl oppervlakte is daai hele stuk. So dit is die, as jy sê die hele tafeldoek, hoe groot moet daai tafeldoek wees? So oppervlakte is lengte maal breedte, jy moet die woorde uitskryf. Dit is die formule. In hierdie voorbeeld is dit 10 maal 7. Dis 70 vierkante sentimeter die antwoord. Nou daai vierkante sentimeter beteken daai klein tweekie by die sentimeter. Jy moet dit skryf, anders is die antwoord nie korrek nie. En dan jou laaste, tegniese tekeninge. So as dit 'n sy-aansig, 'n vooraansig, 'n agteraansig en 'n boaansig. Jy moet die verskil weet en kan uitken, en jy moet ook klein sketsies kan maak van 'n driedimensionele skets wat ek vir jou gee.